Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Romeine en ons gaan aan van hoofstuk 1 vers 18 tot en met einde vers 32 gaan ons vandag na kyk. So verlede week het ons stil gestaan net by die inleiding gedeelte wat Paulus begin het om soos op 'n tradisionele wyse te sê wie hy is, dat hy 'n apostel is, dat hy eintlik 'n dienaar of 'n doulos, 'n slaaf van Christus is, menende hy is in diens van Christus en sy hartsbegeerte en sy passie is om by hierdie gemeente uit te kom. Maar nie net dit nie, om die evangelie ook te verkondig en aan te hou verkondig, maak nie saak wat die omstandighede is nie. En eintlik in die Romeinebrief kom sê hy vir ons dat alle mense, Jood en nie Jood, het redding nodig. Alle mense het dit nodig. En nou en hy so eintlik so besig met 'n aanloop om dit vir ons mooi te vertel, wat hy sê eintlik kan jy op jouself nie dink jy is goed nie. Jy is nooit vanuit jouself uit goed genoeg nie. Jy het 'n redder en 'n verlosser nodig. En vandag gaan hy so 'n bietjie daaroor praat. Hy praat oor die sonde, oor die straf en God se rol so 'n bietjie daaraan. So dis ook maar baie inleidend. En hy bou dit eintlik so stelselmatig op. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons eers saam. Vader, baie dankie ook vir hierdie dag. Dankie vir die voorreg om u woord te bestudeer, vir die boek Romeine, en al die wonderlike waarhede wat daarin is, en dat ons u daardeur kan ontdek ook. En ons bid dat u ook vandag ons geestesoë en ore sal oopmaak vir u woord, en dat ons dit kan inneem, dat ons lewens verander, sodat ons ook 'n verandering in hierdie wêreld kan gaan doen. Baie dankie vir u genade, en baie dankie dat ons op u kan vertrou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou goed, die teks gaan op jou skerm verskyn, die 83 vertaling verskyn op jou skerm, so volg dit daar, maar kry gerus jou Bybel en volg dit ook sommer so in jou Bybel. Ons lees daarvan vers 18 af en die opskrif hier gaan oor die sonde en die straf. En nou sal ons sien, hy is in sulke afdelings of sulke amper wil ek sê, maar eintlik sê sulke perikope ingedeel. Groot woord is maar net sulke gedeeltes wat eintlik saam hoort, is hy ingedeel. Nou die eerste een is daarvan vers 18 tot en met vers 20, wat eintlik maar net vir ons sê vers 18 tot 20 is God praat deur die natuur. Nou ek weet nie, ons bly hier daar by die Wildtuin, of dalk luister jy en jy bly in die Kaap of waar ook al, as jy dalk net uitstap in die aand en jy kyk na die sterre daarbo, na die hemelruim, of jy kyk op jou rekenaar of op jou foon en jy kyk na foto's van die Hubble teleskoop, dan sal jy al hierdie wonderlike planete sien en konstellasies en sterre, en dalk sien jy dalk mooi berge, of jy het 'n uitsig oor die see, of wat ook al. Wat sê dit vir jou? Die eerste reaksie is eintlik dat dit vir jou ietsie sê van God, en God se grootheid, en hoe mooi hy die goed gemaak het, of as jy opkyk na die maan, dan kan jy nie anders nie. So God se skepping spreek ook. As ons nie praat nie, praat die skepping ook. En nou, in hierdie gedeelte van 18 tot 20, kom sê Paulus eintlik vir ons, dat niemand kan hulle self verontskuldig nie, want die skepping is ook daar om van God se grootheid te vertel, om ook van God te vertel. Hy sê God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. So hy sê God openbaar sy toorn, sy straf, hy spreek sy misnoë as dit ware uit teenoor die mense wat verkeerd handel hier op aarde, en wat alles probeer onderdruk deur die manier hoe hulle leef, dat hulle nie regverdig leef nie, dat hulle nie reg leef nie, wil hy eintlik sê. Vers 19, wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik. Hy sê hierdie mense wat goddeloos leef, hulle leef in 'n wêreld, hulle sien dieselfde berge as wat ek en jy sien, hulle kan ook na dieselfde prente kyk op hulle rekenaar van
die konstellasies ensovoorts wat byvoorbeeld die Hubble teleskoop geneem het. Hulle kan ook na die see kyk, na die maan kyk, al die goed waardeur God praat. Hy sê, so daar is eintlik vir hulle geen verontskuldiging nie, want hulle kan ook dit sien. Is ook binne hulle bereik. Van die skepping van die wêreld af, vers 20, af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, né? Dat hy sy skepping in stand hou, sy grootheid, sy majesteit wat daarna vore kom, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Jy kan nie altyd alles sien nie, maar jy voel dit aan, hierdie heerlikheid van God en sy majesteit, as jy kyk na die skepping. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie. Vir mense wat al hierdie goed sien, maar vir wie dit dan nie 'n verskil maak in hulle lewens nie. Hy sê, daar is nie verontskuldiging nie. Die oordeel kom jou toe, want God praat deur sy skepping. Hy sê, daar is geen verontskuldiging nie. En dan gaan hy oor van vers 21 tot 23, vorm weer same eenheid, waar dit juist gaan oor die mens wat dan God verwerp. Die mens wat eintlik God dan nie erken nie. Hierdie mens wat die skepping sien, hierdie mens wat dalk na boodskappe luister, maar wat net nie vir God erken nie. En hy sê, omdat daar's dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie. En deur hulle gebrek aan insig, bly hulle in die duisternis. So hulle bly sonder insig, is wat die teks eintlik vir ons sê. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos verganklike mense, soos voëls of diere of slange. So hy sê, in die plek van God kom hierdie mense en bring hulle ander beelde in. Hulle maak eintlik afgodsbeelde. Die eer wat na God toe moet gaan eintlik na ander dinge toe. Na hulle self toe, of na hierdie kwansies in Paulus se konteks, na beelde en afbeeldings wat hulle dan maak. So dit gaan eintlik hier oor hierdie mense wat God verwerp, ten spyte van hierdie wonderlike skepping wat hulle sien. So dis 'n bewuste verwerping wat dan eintlik plaasvind. En dan weer van 24 tot 27 het ons weer 'n gedeelte wanneer hy hier praat. Hy sê, wat is die gevolg dan daarvan as mense na die skepping kyk en dit raak hulle nie aan nie? As mense doelbewus God verwerp met hulle denke, hulle redenasies ensovoorts en ook afgodsbeelde maak, hy sê, weet jy wat, God laat hulle aan hulle self oor. Hy gee hulle eintlik aan hulle self oor. Dit wat Paulus skryf daaroor ook in Efesiërs. Maar hy sê, God laat hulle aan hulle self oor. Hy sê, goed, jy besluit dan self, dit gaan oor die eie ek, jou eie denke, so, ek laat jou begaan. En dan gaan ons nou sien, wat is die gevolge daarvan, as God jou eintlik aan jouself oorlaat. Vers 24 tot 27, en ons sien tussen vers 24 en 28, hoe hy dit 3 keer sê, God het hulle eintlik aan hulle self dan oorgelaat. En wat is die gevolge daarvan? So, God dwing nie mense nie, hy laat hulle maar net hulle eie pad loop. En sonde is die gevolg daarvan. So, ons gaan sien hierin is dus onreinheid, morele verval, verkeerde begeertes, verhoudings wat buite God se wil is. Dis alles goed wat hierin dan na vore kom. So die punt is, wanneer God eintlik verwerp word, dan begin alles soos 'n sneeubal effek skeefloop. En mense wat hulle is, en God gee jou oor aan jou eie begeertes. En dit veroorsaak sy eie moeilikheid in jou lewe. Nou kom ons kyk wat sê vers 24 tot 27 in hierdie verband. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, aan die eie menslikheid, né? En aan sedelike onreinheid. Hy het laat hulle net begaan, sodat hulle liggame onder mekaar vereer, dat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle
wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper. So die mens word belangriker as wat God is. En hy sê aan die skepper, aan wie die lof eintlik toekom. Goed, vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan hulle skandelike drifte. Sien die tweede keer wanneer hy sê, hy gee hulle oor. Hierdie keer aan hulle skandelike drifte, hulle verkeerde drange. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulself die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. So, jy sien, hoe gaan dit, omdat hulle glad nie God erken nie, dan begin dit soos 'n sneeubal effek, en God gee hulle net oor, en dan sal die eie ek oorvat, en die eie ek is geneig om nie God se kant te kies nie. Die eie ek is waar die sonde maar is, en dit kies die verkeerde. So, alles gaan teen dit wat God eintlik beplan het vir hulle. En dan gaan ons aan in vers 29, eintlik is vers 28 tot 31 vorm ook 'n gedeelte. Hulle is een, vers 29, hulle is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Sien hier, wat sê hy eintlik vir hulle? Daardie verkeerde goed, omdat hulle God uit die natuur uit nie wou erken nie, omdat hulle in hulle self gekeer was, deur hulle eie denke laat lei het God hulle oorgegee, en dit het 'n sneeubal effek gehad. So, hier is 'n lang lys van sondes wat genoem word, wat eintlik dan teenwoordig raak in hulle lewe, omdat hulle God nie erken het nie. En dan weet ons, verwydering van God, die sonde bring verwydering met God, die verhouding, en die loon, die betaling van sonde, is die dood. Is nie 'n verhouding met God nie, is nie die lewe nie, maar die dood. Dit is die gevolg daarvan, en dit is, dit wys net eintlik hoe diep sonde die hele menslike lewe raak, en daarom moet ons baie versigtig wees, om sonde toe te laat in ons lewe. En die mag van die sonde, jy het op grond van Christus se oorwinning en jou verbondenheid aan Christus, het jy die mag oor hierdie sonde, né? Goed, vers 32 sluit dan af, en hy praat hier oor die bewuste volharding dan in die sonde. Hy sê, hierdie mense, hulle is mense wat die verordeninge van God ken, hulle weet eintlik wat reg is, wat gedoen moet word, die regte ding, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie. So hulle doen hierdie dinge, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Hulle leef eintlik saam met ander wat dit doen. Hulle keer die gedrag by ander, dis goed. So sonde word nie net gedoen nie, dit word genormaliseer, en dit word gevier, so dit word eintlik 'n nuwe lewenswyse. Dit word die nuwe normaal vir hierdie mense. En Paulus sê, dit kan nie so wees nie. Dit is wat gebeur, dit is die sonde, dit is die gevolg van die sonde, God wat jou oorgee in jouself. So Paulus wil sê eintlik inherent in die mens. Hierdie mens, en alle mense, Jood en nie Jood, dit kan met alle mense gebeur, maar hy sê eintlik daarom het die mens 'n verlosser nodig. En Paulus sê daarom is dit my taak en my en jou taak ook om hierdie evangelie van versoening te gaan verkondig, juist sodat hierdie mense
tot bekering kan kom, sodat hierdie mense wat God nie aanvaar nie, tog die lig sal sien. Hoe doen ons dit? Deur ons woorde, deur woorde wat ons praat, deur die manier hoe ons optree, so versprei ons Christus soos 'n aangename geur, né, skryf Paulus. En so hier het ons dus eintlik net 'n inleiding tot dit wat hy nou verder oor gaan praat. So Romeine boek is 'n intense boek. Dis nie iets wat 'n mens ligtelik sommer net kan opneem nie, is nie iets wat jy ligtelik kan lees nie. Gaan lees gerus weer deur hierdie gedeelte. Maar as jy volgende keer na die mooi natuur daar buite kyk, sien iets van God se grootheid, van sy majesteit, sy heerlikheid, en loof en prys hom net. Want ek dink dis 'n natuurlike gevolg in 'n mens as 'n mens ietsie mooi van die natuur sien. Al sien jy net 'n klein veldblommetjie of 'n mooi roos of wat ook al, loof en prys die Here daarvoor, want dis iets van die natuur. Natuurlik is daar om God te loof en prys. En mag die Bybelstudie wat hierna volg, mag dit vir jou ook van waarde wees. En kom ons, voordat ons mekaar groet, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir die natuur. Dankie dat U praat deur die natuur, vir die wonderlike skepping wat U gemaak het. En dat die skepping van U grootheid vertel. Ek dink so aan Psalm 8, Here, van die skepping, maar ook van die wonder van die mens. Hoe wonderlik ons is. En tog is daar so baie mense wat U nie eer nie, wat U nie erken nie. En daarom bid ek, Vader, dat U ons sal gebruik om van U magtige werke te vertel, dat U met U grootheid, met U opstandingskrag deur ons sal werk om 'n verskil te maak. Vader, ons gee aan U die eer. Ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat U op hierdie oomblik met hulle sal praat en sal werk, en Heilige Gees, dat U hulle sal volmaak met U teenwoordigheid, en dat hulle U kragtige werking sal ervaar in hulle lewens. Baie dankie vir die voorreg om U woord te bring. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy regtig ware geseënde week sal hê, dat die natuur en die skepping en dat die Vader deur die Heilige Gees met jou sal praat. Gaan uit en gaan maak 'n verskil hierdie week. Groete. As die Here wil, gesels ons volgende week daarvan hoofstuk 2 af. Groete.